Goeienaand. Baie welkom vanaand by ons laaste aand saam hier in Pinkstertyd. Dit is so lekker om almal weer vanaand iets by mekaar te kan hê en saam te kan wees. Koos, laaste keer na jou te kan luister. En dan het ons baie bevoorreg om vanaand ook vir Barbara te kan verwelkom. Ons is baie bly jy kan by ons aansluit en ek weet julle het mekaar gemis. So lekker om mekaar weer te kan sien. So baie dankie dat jy ook vanaand hier by ons is. Julle kan julleself indink dat Pinkster word baie keer vanselfsprekend aanvaar jaarliks, maar dat dit nie sommer maar net gebeur nie. Daar is 'n klomp reëlings en 'n klomp dinge wat in plek moet wees, sodat dit effektief en lekker kan funksioneer. En daarom wil ek regtig vanaand net begin om 'n paar mense te bedank wat regtig moeite gedoen het en seker gemaak het dat vanaand en eintlik die hele Pinkstertyd lekker kan werk. En eerstens wil ek weer met vir Koos dankie sê. Koos, wat 'n voorreg, dit was regtig so lekker. En ons weet jy het jou tyd opgeoffer. Hy wou nie gehad het enigiemand moet dit weet nie. Ek het dit ook nie geweet tot vanoggend nie, maar Koos is eintlik siek. Hy was geopereer en hy het Sondag hier met moeite deurgebring. Koos, dankie daarvoor. Dankie dat jy bereid is om regtig jouself te gee vir ons gemeente en dankie vir die vrug wat dit ook afwerp. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Barbara, dat jy hom vir ons geleen het vir 'n paar dae. Baie dankie daarvoor ook. En ons wens vir julle ook regtig 'n klomp seën toe vir die res van die jaar. Dan vir oom Christo en tannie Koers, verskriklik dankie. Ek weet julle is ook mense wat nie eintlik wil hê mense moet alles weet nie. Maar baie dankie vir julle moeite dat Pinkster hierdie jaar kon gebeur. Dat julle die reëlings getref het met Koos, dat julle moeite gedoen het om hulle te huisves en dit vir hulle ook lekker te kon maak, julle gasvryheid. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Ons kan nie eintlik genoeg dankie sê nie, maar weet asseblief ons waardeer dit opreg. Dan vir Daleen en al die vrouens, ek sien nie nou vir Daleen nie, maar Daleen en al die vrouens wat gehelp het om sop te maak. Ek glo almal het lekker geëet elke aand, maar dit het gemaak dat dit kon nie net gebeur nie. Daar was 'n paar vrouens wat lekker besig was en by die huis seker gemaak het daar is genoeg sop. En ons sê vir elke vrou verskriklik dankie dat julle ons so lekker gevoed het hierdie aande. Dan vir Tronel en Piet en Potty, wat seker gemaak het die klank werk. Wat lank voor enigiemand die is, dan is julle al hier. Baie dankie vir julle tyd en moeite. Nie net vir Pinkstertyd nie, sommer vir altyd. Want dit is elke Sondag, maar weet asseblief, julle word ook verskriklik waardeer. Dan vir ons orkeslede, wat ook gesorg het dat julle oefen en dat julle vroeg is en reg is, gejaagd baie keer, maar baie dankie. Ons waardeer julle en dit is lekker om so saam te kan sing. Dan vir oom Robert ook as koster, die man wat heel eerste en heel laaste hierso is. Wat seker maak alles is oopgesluit en toegesluit. Mens vergeet maklik van 'n koster, maar oom Robert, ek sien oom ook nou nie, maar baie dankie vir alles wat oom doen in hierdie Pinkstertyd. Dan hoop ek nie ek het iemand gemis nie, maar as ek het, vergewe asseblief. Weet regtig dat almal waardeer word en dan wil ek ook vir julle sê baie dankie dat julle elke aand gekom het en saam geluister het. As jy dalk nie elke aand hier kon wees nie en daar's een wat jy gemis het, al die dienste is op YouTube, so jy kan daar gaan kyk. Dis ook op die gemeente groep versprei, die skakel wat jy net op kan klik. As daar Kerkenbergers is wat dit nodig het, asseblief laat weet, ons deel dit graag. So enigiemand wat dalk weer daarna wil gaan luister, julle is verskriklik welkom ook. Dan asseblief onthou dat Koos 'n klomp digbundels saamgebring het. En die boeke is na die erediens daar in die saal waar ons sop eet beskikbaar. So asseblief ondersteun hom ook en hy wil nou nie weer al die boeke moet terugvat nie. So asseblief sorg dat jy in huis toe vat, dan maak jy dit vol makliker en sy tas ook ligter. Das hy. Ek dink dit is dan min of meer alles. Pinkstertyd, ek weet nie of almal, ek gaan nie alles herhaal nie, maar Pinkstertyd, die tradisie waar dit alles lê en vandaan kom, het alles te maak met 'n vernuwing. Dat God in die heel eerste Pinkstertyd
toe hy die Gees uitgestort het, vir die disippels die belofte gegee dat hy het gaan doen, vir hulle 'n kans gegee het om te wag daarop, en vernuwing beloof het. En net so het dit 'n tradisie geword in ons NG Kerk, waar daar vernuwing kom, herlewing kom, mense weer opnuut deur die Gees aangeraak word, en nuwe lewe ontvang. En dis eintlik ongelooflik wonderlik oor hoe die Here werk in verskillende mense se lewens. Maar 'n paar gesprekke die afgelope paar dae het dit duidelik geword dat die Here op verskillende persone in hierdie selfde tyd dieselfde boodskap op die hart druk. En ek wil iets daarvan vanaand probeer verwoord, want hierdie teks het op meer as een geleentheid na vore gekom. En ek gaan 'n paar verse lees, beide uit Esegiel 36, maar ook 37. In Esegiel 36 vers 26 is die Here aan die woord en dan sê hy, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Dan in hoofstuk 37, dan is Esegiel aan die woord en hy moet as profeet optree teenoor dooie bene, maar die dooie bene is eintlik maar net 'n metafoor van wat die Here in lewende mense se lewens wil doen. In vers 10 lees ons dan, ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. En dan spesifiek hoor vers 14. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, so sê die Here. Ek glo met my hele hart dat die Here weer in Harry Smit ook herlewing wil laat plaasvind. Laat hy graag sy gees wil uitstort in hierdie gemeenskap, maar ook in jou lewe. Dat die Here weer opnuut vir jou wil wys hoe lief hy jou het, dat hy wil hê jy moet deel wees van hom, hy wil jou deel maak van sy werke, en hy wil jou gebruik ook. So as jy vanaand hier is, asseblief hoor dit, asseblief begin bid daaroor, want geen herlewing gebeur sonder gebed nie. Kom ons bid saam as gemeenskap, en vertrou die Here vir die werk wat hy in ons dorp ook wil doen. Ons gaan nou die Here toenader deur lied 159. God is hier teenwoordig. Ons kan ook nie begin as ons nie besef, maar die Here is reeds hier nie. Hy's reeds aan die werk en ons moet net bewus wees van wie hy is en wat hy doen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied as 'n toenaderingslied.
Here, dankie dat ons vanaand tot U kan nader. Here, dankie dat ons kan erken dat U hier teenwoordig is. Here, dankie dat ons kan weet dat U Gees in elkeen van ons geplaas het. Dat U ons wil vul, sodat ons ten volle kan lewe, Here. Here, ek vra dat U vanaand dan sal seën, en dat U elkeen van ons sal aanraak. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffer om opgeneem te word. Terwyl dit opgeneem word, gaan ek vir Dominee Henry vra van Kerkenberg om vir ons die Christuskers aan te steek. Baie dankie. Ons gaan die Here loof en prys vanaand deur 2 lofliedere. Die eerste een het ons nou die aand ook gesing, In die hemel is die Heer. So kragtige lied om te erken dat Jesus Christus die enigste een is wat ons eer na toe kom. Staan asseblief saam en dan loof ons die Here. Soos die son op die see se loop,
is nie om te kan sê die Here regeer nie. Hy regeer in jou lewe, hy regeer hier en nou, en hy regeer vir altyd, want hy is die begin en die einde. Ons het nagedink hierdie week oor die term helper, die Heilige Gees ons helper. En ons sluit ons lofprysing af met 'n lied, U is my God. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God, die Almagtige. En daarom sal ek sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en my krag, my God wie ek vertrou. Sing dit vanaand saam as 'n belydenis. Maak dit jou eie. Sê dit vanaand vir die Here. Hy is jou God en jy vertrou hom. Kom ons sing dit saam. Julle kan maar sit.
Koos, asseblief, 'n laaste keer wat ek die voorreg het om hierdie week vir jou te bid. Ek het gisteraan dit ook gedoen. Mag jy ontvanklik wees vanaand. Terwyl ek bid asseblief vir Koos, maar vra ook die Here dat hy vanaand met jou sal praat. En sê jy's bereid om vanaand te luister na wat hy vir jou wil sê. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n vrugvolle week. Here, dankie dat ons kan weet dat U Gees hier is, aan die werk is, in ons lewens, Here. Here, U ken elke persoon, elkeen wat luister, hier in die gebou of daar by die huis. Here, mag U vanaand weer harte aanraak. Here, dankie dat U Koos hierdie week gestuur het. Dankie dat U hom gebruik. Dankie dat U sy woorde geseën het, Here, juis om harte aan te raak. Here, ek kom bid vanaand weer dat U dit sal doen, ook met vanaand se prediking. En Here, dan wil ek graag ook vir Koos en vir Barbara kom bid, vir hulle bediening daar in George. Mag U hulle nog verder seën ook daar, Here. Mag U hom ook verder daar gebruik, net soos wat U hom hierdie week hier gebruik het. Amen. Amen. Baie, baie dankie, Ulrich. Ek is gevra om vanaand 2 liedjies te sing en af te sluit na die boodskap, soos wat ons begin het, deur net weer te besef, dit wat aan die kruis gebeur het, is die rede vir ons lied, vir ons redding. Maar ek wil, voordat ek die boodskap vanaand bring, sê, dit wat ek vanaand gaan probeer verduidelik, is 'n verbuisterende waarheid. Soveel so dat 'n mens met jou verstand dit byna nie kan aanvaar nie. Maar as jy dit glo, dan gaan jy anders begin wag op die Here. Ons gaan vanaand praat oor daardie woorde wat Jesus gesê het, dis beter dat ek gaan. Want as ek gaan, dan kom die helper. Dis vir jou beter dat die Gees na jou toe kom as wat ek persoonlik in fisiese gedaante daar is. Dis 'n geweldige stelling. Maar sê nou, dis waar. Hoe sal jy wag in jou stilte tyd? As jy weet, die Gees van die Here kan my vul op 'n manier wat meer lewensveranderend is as Jesus Christus in gedaante hier. Jare gelede het ek hierdie liedjie geskryf. Oor wat ek weer as ons wag op die Here. Ek het vanoggend in die lig kom sien. Ek kon net staan by voete. Ek het soekend die bekom bly toe die donker winde in my waai, in my waai, in my waai, in my waai. Ek het dors en honger, hier brood kom vra. Ek het my vraag en al my klagtes na die bidplek gedra. Ek het gekom met soveel huiwering en gehoor verslegs.
fluisteren, die fluisteren, die fluisteren, die fluisteren. Ek het my pyn en hartseer alles saamgebring en ook my oortrokke rekening. Ek het geweet, ek kan het toch nooit betaal. Dat ek is te arm en te ver verdwaal. Ek is te ver verdwaal. Ek is te ver verdwaal. Ek is te ver verdwaal. Soos 'n swerfling in die donker, 'n verdwaalde in sy nood, vra ek balsem vir my wonde. Hierdie sterfling dors en honger, vra vir wyn en smeek vir brood, vra dat vriende van genade oor my siel kom uit. Kon ek ooit vermoed dat hier alleen deur boorde hande my sou sien, dat hier in my gebrokenheid ek deel sou word. Van heiligheid, van heiligheid, van heiligheid, van heiligheid. Hoe ek wil weer en weer en weer in die lig kom sit en by deurboorde voete kom. En ek wil soekend deur die boek kom bly, totdat die hemel winde oor my waai, oor my waai. Hemelwinde, laat het oor my waai. Hemelwinde, laat het oor my waai. Hemelwinde.
Die helper en 'n nuwe bewustheid. Ons almal het al gevoel. Ek wil die lewe leef wat die Here van my verwag. Maar ek voel, ek kan nie. Ek voel onbekwaam. Dalk ook te sondig. Te gewoon. Ek sal nooit so kan lewe nie. Wie kan so onselfsugtig en toegewyd en heilig leef, as wat die Here wil hê jy moet? En hierdie gevoel kan lei tot moedeloosheid en ongeloof. Maar dit hoef nie, want dit is eintlik 'n goeie gevoel. Want dit kan ook lei na 'n hinkering, wat nodig is vir volgelingskap. Ons moet ons onbekwaamheid besef. Dit kan ons bring na 'n soeke, 'n roep waaroor ons gepraat het, was dit eergisteraand, na die hulp van die Here. En dis met hierdie toestand van die hart, wat Jesus die aand voor sy dood deel, in sy gesprek met sy disippels, daar vanaf Johannes 13 tot 16, al 4 daardie hoofstukke en 17, alles is net die aand voor sy dood. Hy praat met hulle oor die lewe, wat hy wil hê hulle moet leef na sy dood môre. En dan na sy opstanding en hemelvaart. Hy sê, daar kom 'n nuwe soort lewe. Hy praat oor baie dinge, daar vanaf Johannes 13, hè. Praat oor hulle liefde vir mekaar, hulle dapperheid en durf, hulle volharding. Jy onthou, dis die aand voor sy dood. Hy maan hulle, julle moet my woorde lief hê, daar Johannes 14 en 16, hè. Hy praat met hulle oor 'n vreugde waarmee hulle kan lewe in hulle daaglikse lewe. Jesus se laaste woorde. Hy weet hulle is verward. Hy weet hulle is ontsteld en hartseer. Nie een van hulle weet regtig wat aangaan nie. Natuurlik is hulle ontsteld oor wat hy sê met hom gaan gebeur. Ek gaan nie meer by julle wees nie. Hulle gaan my môre doodmaak, maar ek gaan opstaan. Hulle verstaan dit nie. En dan gee hy hierdie instruksies van hierdie groter lewe wat hulle moet leef en net soos ek en jy, as die Here so praat, ek het vir jou 'n groot lewe, vir hierdie gemeente, ek het vir julle 'n groter toekoms, dan vra ons, hoe sal ons dit ooit kan doen? Hoe sal ons klompie mense, Harry Smit, kan omkeer? Hoe sal ek so kan leef, dat ander mense die Here wil dien? Veral nou hierdie disippels, as dit waar is wat hy vanaand vir ons sê, ek gaan weg, julle gaan dit moet doen. Sal ek dit kan doen? Wat Jesus vir ons sê, is goed en reg. Maar wie sal ons kan leef soos hy? Hy sê ons moet sy werk voortsit. Vanaand sê ek dit. Kan iemand soos ek, hier in my situasie, hier met my swakhede, hier in ons dorpie, en wat Jesus in die laaste gesprek sê, kan mense soos ons help. Dit kan ons help en dit kan ons uitdaag, dit konfronteer ons vanaand. Jesus gee in hierdie laaste gesprek nie net 'n bloudruk nie, nie net raad en voorskrifte nie, maar 'n hele nuwe manier van dink oor die lewe en oor God. Sy disippels was Jode. God se tempel, sy teenwoordigheid was vir 'n Jood gekoppel aan die tempel. Ek gaan soontoe om God te ervaar. Maar Jesus sê, julle moenie meer so aan God dink nie. Trouwens, hy het voorspel, die tempel gaan in elk geval platgeslaan word. Hy sê nee, het gaan anders wees as ek weg is. Ek stuur een in my plek, wat by julle kom woon. Hy's God self. Hy's nes ek. Hy's nes my Vader. Ek stuur vir julle die helper, die vriend, die raadgewer. Hy wil julle help in julle denke om radikaal anders te begin dink en met 'n nuwe bewustheid te leef.
Kom ons lees wat Jesus daar sê. Johannes 16. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Hy sit met 'n hartseer klomp verwarde disippels. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig. Moenie so hartseer wees nie, dit is goed dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, daardie woord kan vertaal word met comforter, counselor, helper, advocate, intercessor, strengthener, standby, nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En die Amplified Bible sê, to be in close fellowship with you, en as hy kom, sal hy, dis hy wat in julle gaan wees, die wêreld oortuig. Dis hy wat Harry Smith sal omkeer, nie jy nie. Dis hy in jou, van sonde en geregtigheid en van oordeel, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Die Heilige Gees in julle, gaan hulle wat nie glo nie oortuig. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Julle sal my nie sien nie, maar julle gaan my werke sien, die geregtigheid, om met die Gees te doen. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in hierdie hele waarheid lei. En hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy vat julle in die toekoms in. Hy sal my verheerlik. Omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem wat aan my behoort. Alles wat God het vir my, gaan hy vir julle gee. 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, omdat ek na my Vader gaan. Radikale woorde. In Jesus se gesprek, sy laaste gesprek hier, leer ons iets verstaan, wat ons aanhoudend doelbewus moet toelaat om ons denke te oorheers, want dit is te groot. Ons natuurlike denke kan dit nie glo nie. Maar Jesus wil hê ons moet met 'n nuwe bewustheid leef. Van hoe dit is, as jy oor en oor ontmoetings met God het en ervaar, o, sy Gees is naby my. So kom ons dink vanaand aan 3 dinge oor hierdie helper waarvan Jesus praat. Die vermoë van hierdie helper waarna Jesus verwys, die doel van die helper en die manier van die helper. Eerstens die vermoë van die Gees. Vir ons wat voel, ek hoop jy voel so, jy het nie die vermoë nie. Want die ouens wat sê, ek kan dit doen, hulle mors dit op. Die wat sê, ek kan nie. Here, maar u kan in my. Wat is die vermoë van die helper? Dink weer aan wat Jesus sê, is byna ondenkbaar. Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Sekerlik enige een van ons wat Jesus liefhet, en wat lees wat hy als gedoen het en hoe hy was hier op aarde, sou dink, as ek net daar was. As ek net daar was toe Jesus vir Lazarus uit die graf uitroep, nadat hy al 3 dae begrawe was. Sy susters Martha en Maria wat oor hom getreur het, wat by die begrafnis was en wat hom uit die graf sien uitkom. Hulle sou tog nooit weer 'n verskoning kon hê om Jesus nie voluit te glo en te dien nie. Hulle sou tog nooit weer kon vrees of bekommerd wees oor enige iets nie. Hulle het dit gesien, Jesus wek 'n dooie op. En sy disippels, wat die wonderwerke gesien het, as ek net daar was soos hulle wat hom gesien het, nadat hy uit die dood fisies opgestaan het, hulle kan tog geen verskoning gehad het nie. Hulle was daar. Maar ek is hier.
ek is hier met my gewone lewe, my bekommernisse. Ek lees net 'n boek van wat daar gebeur het. Hier sit ek met my swakhede en my uitdagings. As ek net ook soos hulle daar kon gewees het. Hoeveel groter lewe sou ek kon geleef het. Hoeveel kragtiger sou ek met mense kon praat oor Jesus. Maar nou is ek hier. Wat kan jy hoor? Die ongelooflike ding wat Jesus sê. Nee, jy is heeltemal verkeerd. Dink anders. Dit is eintlik heeltemal andersom. Mense wat net daar was, en selfs Jesus se werke gesien het, maar dood is voordat die Gees uitgestort is. Jy's in 'n beter posisie as hulle. Hy sê, dink anders. Ek is dieper teenwoordig by 'n gelowige wat ontmoetings met die Gees het, as wat ek teenwoordig was by my disippels liggaamlik. Dis 'n groter werklikheid wat jy beleef, as iemand wat Jesus gesien het. Mens kan dit nie, jy moet dit net glo. Jesus gaan so ver om te sê, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dink mooi aan hierdie woorde. Jesus sê, al sou ek julle self in persoon verder lei en leer, is dit nie die beste ding wat met jou kan gebeur nie. Ek kan dit amper nie glo nie. Dink nou net, jy staan elke dag op en Jesus sê, môre my kind, môre my disippels, kom. Hy sê nee, dit is nie die beste nie. As die helper kom, sal dit wat ek in julle lewe kan regkry, op 'n meer effektiewe manier gebeur. Julle sal beter en sterker in julle geloof wees. Meer liefdevol, en julle sal baie groter lewens leef, as wat jy sou leef, as jy jou hele lewe fisies saam met my gebly het. Ontmoetings met die Gees, sê Jesus, is groter as dit, as om fisies by my te bly. En as jy kyk nou hoe bevrees, hoe ongelowig en onbekwaam die disippels was, selfs nadat hulle jare fisies by Jesus gebly het. Selfs nadat hulle hom gesien het, uit die dood opstaan, 40 dae het hy aan hulle verskyn. Hulle is nog steeds absoluut geïntimideerd. En dan skielik het hulle ervaring met die Heilige Gees. En hulle is baie sterker. Hulle leef baie groter lewens as wat hulle in Jesus se fisiese teenwoordigheid geleef het. Dis 'n radikale ding. Nadat Jesus 'n ewige prys aan die kruis betaal het iets verander. 'n Pad is oopgemaak, sê hy. 'n Pad is oopgemaak dat God sê, nou dat hierdie ding gebeur het, kan my Gees vrylik na mense toe kom wat dit wil hê. Voor dit baie beperk. Nadat hierdie prys betaal is God meer teenwoordig, op 'n nuwe manier teenwoordig in die lewe van elke mens wat wil, as ooit in die geskiedenis. Die kruis en die opstanding het iets radikaal anders gemaak. Jesus se woorde moet ons ruk. En dan moet dit ons iets laat soek en begeer. Here, as dit waar is, dan moet ontmoetings met God 'n ongelooflike effek op my lewe hê. Ek wil dit soek. Ek wil 'n nuwe bewustheid hê. Ek wil 'n nuwe manier van dink hê. Ek wil na getrouer dissiplines gryp, want dissiplines maak my lewe oop vir die Gees.
Ek wil hinker na nuwe ervarings, na 'n nuwe verhouding met die Heilige Gees, die Helper. As dit regtig waar is dat ek God as 'n groter werklikheid kan ervaar, as wat ek sou, as ek een van die 12 disippels was, wat al sy wonders, sy kruisiging en sy opstanding en sy hemelvaart beleef het, selfs na sy hemelvaart, is hulle nog swakkelinge, twyfelaars. As Jesus sê, iemand gevul met die Gees, het 'n groter voordeel, as daai 12, as hulle nie gevul sou word nie. Dan, Here, kan ek net nie tevrede wees nie. Ek wil kan sê, ek het ervarings, waar ek sê, o, God se Gees het my ontmoet. Ek wil iets met my laat gebeur, wat my laat groei in my wisselvallige geloof, my middelmatige lewe, my wankelende hoop, my halfhartige liefde. Wat 'n belofte! Dink aan die moontlikhede in 'n lewe wat vol is van die Gees. Wat die heeltyd hinker daarna. Wat die heeltyd wag op God. As dit werklik die vermoë van die Helper is, as hy regtig, as Jesus ernstig is, dat die Helper ontmoetings met die Gees 'n groter impak op my denke, my bewustheid en my lewe kan hê, as wat Jesus sou kon hê, as ek 2000 jaar gelede een van sy disippels was, dan moet dit 'n effek hê op my begeertes en my bewustheid. Hier waar ek is, hier met my probleme, hier met my swakhede. Dit is natuurlik inspirerend, opwindend, verbuisterend, bemoedigend, wat Jesus hier sê. Ek kan voel dat dit my trek. Ek wil anders na my stilte tyd toe gaan, ek wil my Bybel anders oopmaak, anders kerk toe kom, maar is ook ontnigterend. Hoekom? Want dit neem al my verskonings, se wind uit hulle seile. Jesus sê die Heilige Gees het die vermoë om jou lewe groot te maak. Hy is jou helper. Hy kan jou help om baie groter effek te hê as wat jy het. Hy het die vermoë. Kom ons praat oor die doel van die helper. Wat sê Jesus gaan hy kom doen? Hy sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Verkondig daar is nie net vertel nie, dis to make it known, to reveal it, to declare and disclose it and transmit it. Hy maak dit vir jou 'n werklikheid. Wat bedoel Jesus met wat dit aan my behoort? Gaan hy na jou toe bring. Wat behoort aan Jesus? Wat Jesus sê is, dit wat eie is aan Jesus self, die soort lewe wat hy het, dit wat aan hom behoort, die soort liefde, die ywer wat hy het om 'n verskil te maak, daar was nog nooit iemand met daardie ywer om mense te help nie, die soort omgee wat ek het, die soort genade wat ek het met mense, mense wat verwerp word, grootste sondaars, my gewilligheid om te vergewe en te help, my toewyding aan my Vader, my liefde vir die skrifte, my soeke na my Vader se wil, my lewensblydskap en vrede, my volharding in die stryd van die lewe, dit sal die helper kom en bring, dat dit joune word, dat jy ook het wat ek het. Dis 'n magtige belofte. Die helper gaan dit wat aan my behoort, myself, my wese, my karakter, my liefde, my wysheid, my soort lewe wat ek op aarde geleef het, vat en dit in jou inbring. Dit wat in my is, dit wat aan my behoort, gaan aan jou behoort. Die helper, die Heilige Gees, is nie net 'n raadgewer, soos mense soms raadgewers is nie.
Mense wat raad gee is, dis goed. Kenners wat vir jou iets verduidelik, die Heilige Gees is meer as 'n kenner wat verduidelik. Mense wat raad gee is ook soms simpatiseerders wat jou emosioneel wil opbeer. Die Heilige Gees is meer as dit. Mense wat raad gee is motiveerders wat jou moed inpraat. Hy's baie meer as dit. Mense wat raad gee is soms ook moraliste wat jou wil vermaan om beter te lewe. Hy's baie meer as dit. Die parakleitos, dis die Griekse woord vir trooster, helper, raadgewers. Die woord is hard en sag. Dis 2 woorde saamgestel. Kleitos is 'n harde woord wat op waarheid dui, om iemand tot die waarheid te bring. Die waarheid van jou eie lewe. Kom ons verander dit. Para beteken dui weer op verhouding, maar ek is naby jou. Ek is langs jou. Ek gaan help. Die helper verduidelik nie net dat jy verstaan nie, maar bring dit wat jy nodig het om te wees, te leef, te hoor, tot binne in jou. Hy verander jou, sodat dit 'n effek het op hoe jy verstaan, hoe jy begeer, en wat jy kan doen. Die helper bring meer as raad. Hy bring 'n impak, 'n krag, 'n vermoë in jou wese. Jy sê jy is bitter teenoor iemand. Jy gaan en jy bid, jy wag op die Here, jy lees die skrifte 70x7. Skielik voel jy daar's 'n heiligheid in die plek. O Here, ek is jammer, ek is bitter, ek bely, vergewe my, laat die liefde, jy stap 'n ander mens daar uit. Voor jy gevul is met sy teenwoordigheid, as jy bitter, na die tyd, kan jy dit laat gaan. Hy is in staatstellend, hy is bemagtigend, met net een doel, naamlik, dat Jesus se wese, Jesus se goedheid, jou daagliks vorm. Dat jy meer en meer soos Jesus begin dink en doen en voel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat aan my behoort, sal vat en na jou toe bring. Dis een ding om te weet waar die disippels voorheen was, toe hulle Jesus op aarde as mens gevolg het. Om te weet van die waarheid. Ons het hom dit hoor sê. Maar 'n ander ding, om die waarheid binne in jou te ontvang. Om iemand te hê wat dit in jou inmasseer. Deel van jou maak. Binne in jou denke inbring. Jou brein verander. Jou bewustheid verander. Die helper bring 'n geestelike werklikheid, 'n realiteit van belewenis en vorming, verandering en verdieping. En miskien as jy, almal het nie 'n radikale bekering nie, sommige van ons het. Ek het nie in 'n kerk groot geword nie, maar op 13-jarige ouderdom het ek vir jou gesê, het iets met my gebeur. Ek het een aand my Bybel gelees en skielik het ek net geweet ek is verlore en daar het 'n teenwoordigheid in daardie kamer waar ek was gekom en ek het begin ervaar. Ek moet pleit vir redding. Ek moet smeek vir vergifnis en ek moet vir Jesus sê hy moet my help. Voor daardie uur was ek iemand anders as na daardie uur. Iets het verander in my. Ek het nie net kennis geneem van iets nie. Ek was gevorm. En vir die res van ons lewe wil die Here hê ons moet so gevorm word. Dis hoekom ons kerk toe kom. Dis hoekom ons stil word. Dis hoekom ons die Bybel lees. Dis hoekom ons wese oopmaak. Dis hoekom ons sing. Ons sing nie net om 'n paar liedjies te sing nie. Ons sing om ons harte oop te maak. Here, mag ek U hier ontmoet. Mag ek 'n emosie hê. Mag ek 'n openheid hê en 'n ontvanklikheid. Mag ek ervaar die Gees is by my. Dis nie net 'n intellektuele oefening nie. Dis 'n ontmoeting. Dis 'n omhelsing. Dis 'n ontvangs. Ek sê dis een ding om te weet waar die disippels voorheen was toe hulle Jesus as mens op aarde gevolg het. Hulle het geweet van waarheid, maar 'n ander ding is daai waarheid van jou besit neem. Dis wat die Heilige Gees doen.
Die helper bring 'n geestelike werklikheid, 'n realiteit van belewenis en vorming, verandering, verdieping en vermoë. Dis wat Jesus vir die disippels sê. Ek het julle reeds die regte inligting gegee en daar's nog baie wat ek vir julle wil sê, maar julle kan dit nie vat nie as ek dit so oordra van een mens, want Jesus was mens, na 'n ander mens. Al is ek die mens, die seun van God en God die seun, God die Gees moet in jou inkom. En die goed wat ek vir jou sê, deel van jou maak, hy kan dit beter doen as ek, sê Jesus. Hy maak 'n deel van jou wese. Dink weer aan Jesus se woorde, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hierdie woord verheerlik, in die Grieks het die konnotasie van gewig. God se heerlikheid is eintlik sy gewigtigheid, sy wese. Dis sy heerlikheid. Dis soos twee boksers wat inkom, en jy sien, hier is hierdie klein skraal mannetjie, en hy kom meteen hierdie ekstra swaar gewig vol spiere. Die een het meer heerlikheid, hy het gewigtigheid. Wat is die verskil tussen 'n nominele Christendom? Ek is maar lid van 'n kerk, ek is 'n oordentlike mens, ek kom kerk toe. Of selfs verkoude Christendom. Daar gebeur eintlik niks in my lewe wat sê my geloof is 'n werklikheid nie, ek behoort miskien aan 'n kerk. Wat is die verskil tussen dit en 'n ware geestelike toewyding? Die verskil is dit: 'n geestelike bewustheid, 'n werklikheid, 'n realiteit. Ek leef nie net met 'n idee nie, of selfs 'n oortuiging nie, of 'n kerk, dis my dogma nie. Ek leef met 'n ontmoeting, met ervarings, met 'n werklikheid, om die werk van die helper so te beleef, so toe te laat, dat Jesus verheerlik word, beteken, Jesus word swaar. Ek voel hom, ek dra hom, hy's 'n werklikheid, en hier is 'n paradoks. Ek wonder of jy die paradoks kan snap. Jesus sê, hy moet fisies weggaan, hy moet sy gewig, sy heerlikheid, sy kilogramme wegvat, sodat die helper kan kom, en Jesus meer gewigtig in jou kan maak. Hy bring sy gewig, sy werklike teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy geestelike realiteit. Die Gees help my dat Jesus, wat weggegaan het, my bewustheid dieper beïnvloed en bepaal, as die Jesus wat liggaamlik teenwoordig sou wees. Hy sal my verheerlik. Jesus se belofte aan jou, die helper sal sorg, dat jy, Jesus se gewigtigheid, vermoë, heerlikheid, persoon, hier waar jy is, as werklikheid beleef. Dat jou denke ingeneem sal word. Beheer sal begin word deur 'n ervaring. Ek het hom ontmoet. So in 'n sin, vul die Gees jou, maar die Gees maak jou nie eintlik bewus van die Heilige Gees nie, maak jou bewus van Jesus. Elke keer as die Gees jou vul, is jy liewer vir Jesus, want hy gaan my verheerlik. Die Gees vul jou, maar dit voel of jy Jesus ontmoet. Dis hoe God werk. Sê vir my, dink 'n bietjie. Gestel, jy moet elke dag, jy het een of ander fout gemaak en jy in die hof en die magistraat sê vir jou, nee, ek het vir jou 'n straf. Vir die volgende jaar moet jy elke dag met 'n gewig van 25 kg rondloop. Jy moet hom dra. Hoe sal daai jaar vir jou wees? Jy gaan elke minuut van jou dag bewus wees van daai gewig. Jy kan nie 'n gewig dra en nie van hom bewus wees nie. Dis wat Jesus sê. As die helper jou denke vul, is daar 'n gewig. Dan hoor ek nie net dat Jesus wys is en raad het in my nood nie. Nee, dit het gewig. Dit word 'n werklikheid, 'n diep oortuiging. En dit verdryf my vrees vir die toekoms. Die vrees gaan terugkom, dan ontmoet jy net weer hom. Dan verplaas daai gewig die gewig van die vrees.
dan hoor ek nie net dat hy my lief het nie. Nee, dis 'n gewig. Dis 'n werklikheid. Ek voel dit. 'n Vrou voel as haar man haar lief het. Dis nie net inligting nie, liefie, ek het mos nou al vir jou gesê ek het jou lief, regtig. Dis 'n werklikheid. As mense my kritiseer, mense my verwerp, verraderlikheid, selfs al los my man of my vrou my, dit gaan nie my bemindheid vat nie, want die bemindheid van Jesus, die Gees maak my vas daaraan. Ek hoor nie net uit my lief nie, niemand kan dit wegvat nie. Ek hoor nie net van die hemel nie, nee, dit het 'n gewig, dit word werklik. Ek kan nie meer net vasklou aan my besittings nie, ek kan nie meer net leef vir hierdie lewe nie, ek wil gee vir die werk van die Here, ek kan nie net leef vir my loopbaan nie, ek kan nie suinig wees nie, ek kan selfs nie net leef vir my gesin nie, nee, ek moet begin omgee vir die kerk, vir die werk van die Here, vir my vriende wat nie die Here dien nie, ek moet dit doen, ek leef vir die hemel. Die hemel raak 'n gewig. Vreeslose, blymoedige, hoopvolle, liefdevolle gewig, die heerlikheid van Jesus as persoon, om 'n deel van jou te maak, dis die doel van die helper. Dis wat hy wil doen met jou. En dis die verskil tussen 'n nominele of 'n verkoude Christen en 'n Christen wat ontmoetings het met God en vol word van die Gees. Jy wat met God ontmoet, jy beleef die realiteit van die helper. Jy weet nie net van dinge nie. Jy sê nie net, ja, so dink ek oor goed nie, maar jy beleef dit as 'n werklikheid. Dit vul jou denke, jou bewustheid, en dit impakteer jou lewe en karakter, jou tyd, jou geld, jou omgee. Maar net sodat ons nou nie 'n simplistiese, triomfantistiese, fanatiese, eensydige idee kry van volgelingskap nie. Ons moet nou pas op hier, want as ek nou so praat, dan kan ek jou so opsweep, dat jy dink, van nou af gaan ek net altyd Jesus voel, en ek gaan net vol wees. Laat ek net sê, vir ingeval, jy onthou van tye in jou lewe, en dalk is nou so 'n tyd, dat jy met jou hele wese, jy kan eerlik sê, ek word stil voor God, ek wy my aan hom toe, ek wag en ek begeer, en ek soek na die Here. Ek wil dit so graag hê, maar alles is net onverklaarbaar stil, en as jy moet eerlik wees, onwerklik, daar's nie 'n gewig nie. Die Bybel, jou gebedslewe, jou kerk, jou omstandighede, selfs jou gemoed, is soos 'n droë seisoen. Ek wil jou steeds bemoedig. Moenie dat jy verward raak nie. Droë seisoene, woestynervarings, is deel van ons pad as volgelinge van die Here. Om soms 'n droë, eensame onwerklikheid te beleef, is deel van die pad waaroor ons vanaand praat. Want dis daardie tye wat die helper jou help om 'n ander aspek van jou geloof as 'n werklikheid te beleef. Nou, watter werklikheid? Om getrou te bly, selfs al voel jy niks. Die Gees help jou om iets te beleef. Onthou, wat sê hy? Ek verheerlik Jesus. Ek bring Jesus na jou toe. Jesus het ook woestyntye gehad. Jesus het ook eensaamheid beleef. Jesus het ook swaar gekry. In jou droë seisoene, waar jy die gevoel van gewig of heerlikheid nie beleef nie, is die helper besig om Jesus se gewig van woestynervarings na jou toe te bring. En dikwels in sulke getye, getuig mense tog van, daai woestyn het my net meer dieper en vasberade gemaak. Here, ek gaan nie opgee nie. Ek wag op U. Partykeer is die woestyn die pad na die oase toe. Sterker daarna. Jy's asof jy saam met Jesus deur Getsemane is. Die skrif beloof besondere vervulling en versterking vir hulle wat in droogte tye amper meer getrou raak.
meer ernstig met jou stilte tyd. Hoe onsinnig is dit om te sê, ek gaan vir 'n ruk nie kerk toe nie, ek gaan deur 'n moeilike tyd, deur 'n droë tyd. Dis die tyd wanneer jy ernstiger moet raak. Dis dieselfde gewig, is dieselfde gees. En alles bly die een uitsluitlike doel van die helper, om Jesus 'n werklikheid in jou karakter, in jou manier van lewe te maak. Nie altyd in jou gevoelens nie. Nie altyd in jou omstandighede nie, maar in jou karakter. Al verloor ek als. Hier's dood in my familie. My kind stel my teleur. O Here, ek is in die woestyn. Ek is nou nie soos daai borrelende volheid nie. Ek is in die woestyn heerlikheid van Jesus. Maar hierdie disipel hou vas. En eers as jy verstaan dat die helper net een doel het. En eers as daardie doel van die helper, wat sy doel? Ek wil Jesus in jou lewe dupliseer. As dit jou doel en begeerte word, dan kan jy deur die woestyn tye gaan. Here, maak my dan soos Jesus wanneer hy in die woestyn is. Maar dan begin jy iets anders ontdek. Die manier van die helper. Kom ons kyk wat is die manier van die helper. Hoe word die Heilige Gees jou helper? Wat is die manier waarop hy jou help? Hoe kan jy op die plek kom en jy sê, ja, ek weet hy help my. Ek het ontmoetings met hom. Die eerste ding wat die plek waar jy moet kom. Kyk, ons het mos gepraat in die week oor roep, soek, wag. Hierdie Jesus wat hier vir die disippels sê, onthou sy vir julle voordelig, wat het hy vir hulle gesê na sy opstanding? Gaan wag nou daarop. So, wat is die manier waarop hy help? Hoe kan jy op die plek kom, dis wat ek wil sê, dat hy jou help? Deur 'n brose, dapper, aanhoudende, kinderlike eerlikheid in jou geloofsgewoontes, jou ritmes, jou dissiplines van wag op die Here. Jy kan die ontmoeting nie bewerkstellig nie. Jou taak is net om te glo dit gaan gebeur en jy moet daarop wag deur jou toewyding. Maar 'n toewyding wat net afgehandel word as 'n plig, dan word die toewyding self die doel. Die doel is nie 'n stilte tyd nie, dis nie jou doel nie. Die doel is nie kerk toe kom nie, die doel is ontmoeting. Ek het 'n stilte tyd want ek het 'n begeerte om Jesus te ontmoet deur die Gees. Daarom raak ek ernstig met my dissiplines. Nie om te wys, kyk hoe gedissiplineerd is ek nie, ek begeer die Here. En so reageer jy op sy uitnodigings, sy afsprake. En begin jy sporadies, sê, vanoggend was anders. Die Here was by my. En dan begin hy jou oortuig van dinge, hy begin jou waarsku teen dinge, aantrek na dinge, skielik word 'n skrif vir jou lewend, hy word die hulp van jou lewe. Wat dink jy sal met jou begin gebeur as jy begin glo dat die helper, die Heilige Gees, elke dag met jou wil ontmoet? Wat sal verander as jy sy werk in jou binneste, jou bewustheid, meer en meer ervaar? As jy sy hulp, die bewussyn van 'n gewigtige teenwoordigheid begin beleef, sy hulp in jou lewe, dink aan jou behoeftes, jou swakhede, jou sondes, jou uitdagings, jou vrese, jou take, jou verhoudings. Sê nou, Jesus bedoel dit regtig, dis meer voordelig dat die Gees jou ontmoet as wat ek by jou was. Hy gaan jou meer kan help met jou angs, jou vrees, jou verhoudings, jou gewoontes, jou sondes. As dit begin gebeur, dan is jou geloof nie meer net 'n idee nie, is 'n krag. Daar's 'n invloed in jou lewe en jy word 'n invloed. Hy werk met jou op 'n dieper manier as wat Jesus sou as hy fisies in jou huis sou bly. En kom ons dink nou net, wat is 'n verskriklike groot ding wat Jesus sê. Hoe het Jesus nie gemaak as hy met iemand ontmoet het nie? Dit was dan radikaal. Onthou, die Heilige Gees kom doen dit en hy sê nog beter. Dink byvoorbeeld aan die 4de hoofstuk in die evangelies, evangelie volgens Johannes. Jesus, jy ken daai storie,
ontmoet met 'n Samaritaanse vrou by 'n put. Sy's verstom, 'n Jood en dit nogal 'n rabbi, 'n man praat met haar, 'n vrou, 'n Samaritaan in die openbaar. Dit mag nie gebeur nie. Jesus wil met haar lewe deel. Hy wil haar verander. Hy's beskikbaar, hy het 'n afspraak met haar. Maar hoe sy gewoond is om haar godsdienst te bedryf, is heeltemal los van haar eintlike lewe. Haar geloof verander nie haar lewe nie. Daarom begin sy natuurlik dadelik, sy kom agter, hier's 'n geestelike, is 'n profeet. Sy het allerlei godsdienstige praatjies. Sy vra oënskynlike belangrike geloofsvrae. Sy's nou eintlik 'n kerkmens. Maar haar geloofsvrae het niks met haar lewe te doen nie. Haar godsdienst en lewe is geskei. Maar dan sorg Jesus dat haar geloof en lewe een word. Hy sê vir haar, gaan roep jou man. Die vrou skram weg. Ek het nie 'n man nie. Sy vir my haar eie lewe. Maar Jesus wil haar bring by geloof wat met die waarheid van haar lewe deel, wat haar red en verander en vrymaak. Hy sê, hy weet sy het nie 'n man nie. Hy weet sy het reeds 5 mans gehad en hy weet sy woon nou by 'n ander man. En so maak Jesus altyd. Nou nog, maar nie net met een mens op 'n slag nie, deur die Heilige Gees en nog meer impakvol as met daardie vrou. 'n massiewe goddelike wonder is beskikbaar reg oor die wêreld. 'n misterie van intense persoonlike alomteenwoordigheid, nie net 'n vae algemene idee van alomteenwoordigheid nie, 'n misterie van individuele impakvolle aandag aan elke mens, asof Jesus by elke vrou by 'n put sit, maar nog kragtiger as daar. Ek kom na jou toe asof jy daar by die put sit, die Gees. Asof jy die enigste mens in hierdie wêreld is, en hy sê, kom, ons werk nou met jou lewe. Die Heilige Gees doen wat Jesus kom doen het, maar hy doen dit nie net met een mens op 'n keer nie, hy doen dit oral en meer intens innerlik as wat Jesus as mens gedoen het in sy fisiese lewe op aarde, toe hy sy goddelike vermoëns grootliks neergelê het. Die Heilige Gees is nie Jesus wat sê hy het sy goddelike vermoëns neer, die Heilige Gees is God. As jy verstaan wat Jesus is ook God, maar vir sy lewe op aarde het hy gesê, ek sal sekere van my heerlikheid eers los. Maar die Heilige Gees kom nie as 'n mens nie. Wat sal met jou begin gebeur as jy glo die Helper, die Heilige Gees, wil jou elke dag ontmoet en jou soms op 'n intense manier bewus maak van sy teenwoordigheid? Hoe sal jou daar nie verander nie? Hoe gaan jou kerkbelewenis verander? Waarna gaan jy soek? Hoe sal die orkes begin voorberei? Ons wil nie net 'n paar mooi liedjies sing nie. Ons wil hê mense moet God beleef. Hoe sal die predikers begin voorberei? Hoe sal jy bid? Hoe sal jy kerk toe kom? Hoe sal jy mense begin nooi? Ons wil hê mense moet by die Here uitkom. Hoe sal jou oggende begin verander? Gaan jy net wegspring en aangaan met jou dag? Of gaan jy eers oopmaak? O Here, ek wil U ontmoet. Hoe sal jou Bybel lees verander? Lees jy maar net die Bybel as 'n plig, of voel jy, o Here, praat met my, gee my raad, ek wil iets by U ontvang? Hoe sal jou gesprekke met mense verander? As jy in 'n gesprek bewus bly van hom wat naby is, Here, praat deur my, ontmoet deur my. Hoe sal jy maak met jou stryd as jy glo en bewus is, hy's teenwoordig, meer intens as wat Jesus nou hier teenwoordig, ek is veilig, hy gaan my help. Hoe sal jy maak met jou pyn? Jy sal dit na hom toe neem. En hoe sal ons maak as ons saam glo, wanneer ons by mekaar is, as die liggaam? O, is hier iets. My vriend moet net hier kom. Hy moet dit net kom beleef. Hy moet net in ons selgroep inkom. Hy moet net hier kom, as jy hier was. En jy het eers gevoel, as iemand preek, o, die Here praat met my, as ons hier saam bid, mense. Ek dink die Here kan meer doen. Hy wil Jesus verheerlik, die Helper. Hy wil dit wat binne in Jesus self is, in ons kerke, in ons huise, in ons karakter, sê nou dis waar. Sê nou jy kan na hierdie Pinkster vertrek en sê, Here,
asseblief, vul my. Ek gaan op U begin wag. Ek kan kinderlik glo, 'n mens kan ervaar die Gees vul hom. Ek is nie tevrede met net 'n plig en 'n idee godsdiens nie. Selfs nie met 'n beginsel godsdiens nie. Ek is nie tevrede met net reg en verkeerd nie. Ek is nie tevrede selfs net met my getrouheid in my kerk nie. Ek begeer volheid. Dis vir julle voordelig, sê Jesus. As ek weggaan, dan kom hy. Hy kom môre. Hy kom elke dag. Hy kom na jou kamer toe. Hy kom na jou trane toe. Hy kom na jou toe. En dit is hoekom Jesus sy lewe gegee het. Hy het gesterf, sodat die wêreld vol kan raak van mense soos hy. Hy is die saad wat geplant is, sodat 'n klomp ander saadjies kan opkom, net so vol van die Gees as wat Jesus was. Ek sê nie jy gaan dooies opwek nie, nee. Ek sê nie jy gaan dit sulke magtige goed sien nie, maar in jou klein rol op hierdie aarde sal jy 'n vlam wees. Sal jy verandering bring. Dis hoekom Jesus sy lewe gegee het. Dat jy vol kan wees. Kan ons aan die einde van hierdie Pinkster sê, Here, dit waarvoor U aan die kruis gesterf het, dit mag nie verniet wees in my lewe nie. Dit kan nie te vergeefs wees nie. Ek begeer meer. Ons as gemeente begeer dat mense God sal begin ervaar. Ons gaan daarvoor begin bid. Ons wil sien die gewig van Jesus as mense by ons kom. Raak hulle van iets wat die Bybel heerlikheid noem, bewus. Dis beskikbaar, ek glo dit. Kom ons begeer dit. Ja, redder aan 'n houtkruis, vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hunger vol en sway, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis, vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. En wie sal my kan stilmaak? En wie sal my gitaar se snaar afbreek? En wie sal my kan doodmaak?
as my voete in danse los wil drie. Want daar was 'n ou kruis, ja, redder aan 'n ou kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n ou kruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers weer daar die hoekruis draai, want daar was 'n hoekruis, ja, redder aan 'n hoekruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoekruis, en daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n hoekruis, ja, redder aan 'n hoekruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoekruis, en daar sal ek sing. Here, dit beteken vir myself, vir ons gemeente daar in die Suid-Kaap, vir elke persoon wat hier sit, vir hierdie gemeente, dat die woorde wat U gesê het, dis goed dat ek gaan, maar dan kom hy, dan kom hy, dan kom hy, en dan bring hy na julle toe alles wat ek het, alles wat U het, Here, U liefde vir mense, vir hierdie dorp, vir verlorenes, vir stukkenis, hy sal dit bring. Help ons om te wag, te glo, te droom, te bid daarvoor. In Jesus naam. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen.